Welkom by Suiderparel se parkeersessies, waar ons so nou en dan 'n paar gedagtes parkeer. Nee. Check, 1, 2. Ja. So, ons is by nog 'n parkeersessie en in vandag se parkeersessie is dit vir my regtig baie lekker om met George te gesels. George, Dis baie lekker om hier te wees. welkom in my kar. Dankie. Dis lekker om jy gesels in my kar. George, ons is nou op 'n spasie in die jaar waar ons op pad is na Paasnaweek toe. Paasnaweek is binnekort om die draai. Ons is in lydenstyd. En ek wil sommer 'n bietjie jou brein piek oor dit. Ek meen, wat beteken Paasnaweek vir jou? Wat is jou take op hierdie hele deel van die jaar? Vir my is soos die koeling van die Paastyd is soof daai die opoffering wat Jesus gemaak het, dat hy is the lamb who was slain, jy weet die perfekte offer. En hoe hy half daai ding gevat het van al jou staf word syne en hy sterf vir jou sondes. En is 'n baie groot sacrifice om daai verantwoordelikheid op te vat, daai las op sy skouers sit en dit dan net soos saam te vat kruis toe. Ja. Maar ek hoor wat jy sê. Ek dink die geheim agter dit is om regtig nie net te hoor en daaroor te praat nie, maar met actually te glo nie. En 'n deel te maak van jou leefstyl. Ek weet ons het in die vorige episode het ons 'n bietjie gesels oor sacrifice en hoe ons goed opgee en om iets te vas en maar dit gaan vir my ook oor hoe stel jy jou hart in hierdie tyd en hoe stel jy jou geloofspad in, want ek dink die challenge is baie keer dat ons deur hierdie stops gaan. Ek en Annabel so lekker daaroor gesels dat ons deur hierdie stops gaan wat belangrik is in ons Christelike kalender, maar we just go past it as an event, but we don't make it part of our way of faith, daai geloofsjourney. Die konsep van om vir mekaar te sê ons het 'n lang naweek waar ons oor die kruisiging gesels. Het jy enige idees rondom hoe kan 'n mens dit in hierdie tyd vir jouself so 'n bietjie meer practical maak? Kyk, obviously die groot ding is die vas wat jy kan doen tydens lydenstyd. Tussen Aswoensdag en Paasnaweek self. Oor Paasnaweek self dink ek 'n goeie ding, 'n goeie gewoonte om te hê is, maar net om soos jouself wil herinner, veral daai stukkie tussen Vrydag en Sondag. Jy weet hoe groot die magnitude van die opoffering. Net voor jy by Sondag weer kom en soos kan verheug wees oor die joy van die opstanding self. Want dis nou daai liminal space, daai stukkie tussenin wat almal selfs in daai tyd was soos, well, Jesus is nou dood, dis nou maar seker game over. En dis net om jouself te herinner, weet jy wat, dit was vir daai panicked paar dae, is dit soos, okay, hierdie is game over. Ja. Maar ook om jouself te herinner dat jy kan uitsien na die opstanding wat soos nou gaan. Ja. En ek dink ons kry self baie keer in situasies wat ons voel hoor dit was na die einde. Wat jy regtig voel jy's in limbo, jy voel jy's in daai spasie waar jy, en ek dink ons almal was al daar waar jy voel, yes man, ek voel so in 'n donker plek. Jy weet, hierdie dinge nou gebeur en is daar regtig redding vir my in hierdie situasie? Is daar regtig hoop vir my in die situasie? En dan soos jy sê dan daai derde dag moment, daai moment waar Jesus kom en sê, weet jy wat, slaan die dood op die neus. Ek het julle beloof en my beloftes volstaan. En ek dink daai vir my is nogal groot. Is om seker te wees van daai hoop element. Daai ding wat as Jesus gesê het, 'n ding gaan happen. Then it will happen. Dis nie ja, miskien dis regtig as hy gesê dit gaan gebeur, gaan dit gebeur. Hy het gesê hy gaan opstaan. And it happened. Ja, help my nog om met dit om weef myself ook te herinner in hierdie tyd, om daai naweek ook bietjie weer stil te staan. En ek dink dit is waar 'n groot deel van ons uitdaging uitkom, is dat ons leef vinnig, hè. En dis 'n lekker lang naweek. En dis 'n lekker lang naweek. Ja, ek maak altyd die sweeping statement en ek voel so sleg, gaan dit net oor paaseiers? Ja.
Paaseiers gaan kamp, ja. Paaseiers gaan kamp en lekker eet, jy weet. Ja. En yes, ek het 'n afdag. Ja, sure. Of gaan dit oor 'n bietjie meer as dit? Ja. En ek dink nie daar's iets fout om dit te celebrate nie. Ek dink daar's ook 'n vorm van rus wat moet gebeur in hierdie tyd en so ek dink in jou werkstyd moet 'n mens bietjie rus. Ons werk nou baie met jong mense, met tieners en jy ook. Wat sou jy sê is die een core takeaway van Paastyd vir 'n tiener? Ek dink dit kom baie neer op wat jy nou gesê daai die hoop van die opstanding. Is soos weet jy wat dit al gaan dit dalk nou donker, jy weet. Daai vashou aan die hoop van wat kom. Dink ek is 'n baie goeie ding om aan vas te hou, veral vir jong mense wat in vandag se hektiek pace moet oorleef in die skole met jy weet akademiese druk en sportdruk en kultuurdruk en al hierdie staf wat gebeur. En tussendeur moet jy 'n Christen wees en 'n tiener wees en soos jou lewe kan geniet. En dis 'n moeilike space om in te wees. So ek dink net om daai hoop hier in jou agterkop te hê, jy weet, net om aan vas te hou. Wanneer dit baie rof gaan of selfs wanneer dit minder rof gaan. En ek dink yes man. Ja, dis is baie waar en ek dink die realiteit is ook vir young adults, vir ouens wat jong werkende is jy bepaal jou pace. En ons is geneig om my pace te druk so hard as ons kan, want jy moet suksesvol en jy weet iets create en ek dink die gevaar is om te vergeet dat Jesus vir jou gesterf het. Om te vergeet dat God alles vir jou gegee het. Sy grootste opoffering. Ja. So amper asof as jy uit gas uit hardloop en jy voel jy's op daai Vrydag. Dis okay met Sondag kom. Yes. Sunday is coming. Ja. So jy help my baie daarmee. Dankie daarvoor. Ek hoop jy het 'n baie lekker Paastyd het voor lê. Dankie, ja. En dankie dat jy so in my kar gechill het. Dit was lekker geweest. Lekker. Sien jou weer by 'n karsessie. Of course. Welkom by nog 'n parkeersessie en ek is bevoorreg genoeg vandag om vir Annabel Millet saam met my te hê vandag. Ek sukkel altyd met jou van, is dit Millet of Mallet of Millet? Millet, maar Engels is dit Millet. Dan af wanneer jy praat, met wie jy praat. Okay, maar ek glo julle sal daai nou kry. En ons gesels bietjie vandag oor Paasnaweek. Maar vir eers dis vakansie. Hoe hou jy jouself besig? Jy's matriek, ek weet dit is 'n harde tyd. Werk so bietjie, lees so bietjie, verf my broer se kamer. Oh, wow, weet hy wat se kleur? Weet hy wat se kleur? Nee, hy weet daarom. Hy het dit alles uitbeplan, alles uitgeteken op 'n blaadjie. So ons weet presies wat waar moet kom. Skrip is gekry. Ja, die skrip is gekry hoor. Daar's nie opmostyd nie. Annabel, ons is net voor Paasnaweek. Sê gou vir my dis ons het nou so 'n bietjie gechat daaroor en in ons Christelike geloof is daar 'n paar stops wat ons het. Ons het so 'n paar moments wat ons sê okay, Kersfees is vir ons serious want dit gaan oor Jesus se geboorte. En dan ons volgende stap is dan natuurlik nou hierdie tyd, lydenstyd en die kruisiging van Jesus. Wat is die betekenis vir jou rondom die hele Paasnaweek kruisiging storie? Jy kan sky's the limit. Wat is jou gevoel oor die hele storie? Ek voel Paasnaweek is soos een van die belangrikste tye vir die Christelike kalender. Ek wil amper sê, nie om die opstand die geboorte van Christus of die hemelvaart soos neer te lê nie, maar die hele punt was die kruisiging en die opstanding van Jesus. So ek dink dit is soos die belangrikste, jy moet weet daarvan. Presies dit. En is daai hele ding van God het sy enigste gebore seun gestuur vir ons, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie. En almal ken dit, want daar was 'n liedjie gewees en dan almal die liedjies saam. Ja, en die moves. Daar was moves. Okay, dit sal vir 'n volgende video wees. Maar Annabel, maar dink jy dis nog vandag mense vat dit nog serious vandag as hulle sê, want ek dink ons probleem, my gevoel is, en dis net my gevoel, is ek dink dit gebeur so maklik dat ouens sê hulle is gelowig is, hulle is Christene, hulle glo in Jesus. Maar ek wonder partykeer glo hulle werklik dat Jesus vir hulle gesterf het eerstens, en dat God regtig sy seun gestuur het. En dan wonder ek baie keer as hulle dit glo hulle dat hy opgestaan het of dink jy dis soos 'n wat is jou take daar buite as jy nou mooi moet dink oor die goed sonder om te oordeel. Ons oordeel nou nie. Ons judge nou glad nie, maar dit sê mens moet gesels oor hoe die samelewing dink oor die goed. Ja, ek dink partykeer word die opstanding deel van Paasnaweek so 'n bietjie oorgeslaan. Mense fokus meer op die kruisiging want dis waar Jesus vir ons sonde gesterf het, dis waar ons vergifnis lê. Maar ek dink mense moet weer fokus op die actual feit dat Jesus opgestaan het, dat hy weer kom. So ek dink mense
sê baie keer hulle is Christene, maar hulle is nie regtig Christene in gebruik nie. Ja, ek Jy hoor weet, jou. leef nie altyd die woord uit Dis 'n status. Ja. Jy sien, en dit maak dit moeilik, maar ek hoor ook wat jy sê. Mens moet amper met die opstanding, die lang naweek moet eintlik nie wees op Goeie Vrydag hier. Die lang naweek moet eintlik wees met die opstanding. Of hulle kan So, dit dis like ekstra lank maak, jy weet, dit sal ook werk. Ja, dis nou 'n tipiese student wat ek sal sê. Annabel, dan die ander ding is, ek dink die moeilike ding vir my baie keer is dat ons kom in 'n situasie dat ons baie keer ons geloof net kondens tot dit. Is tot Jesus het gesterf vir my sondes en hy het opgestaan, end of story. En ek dink dit gaan oor meer as dit. Dit gaan oor 'n leefstyl en 'n verhouding. So, hoe is jou take as jy nou moet kyk, ons sê nou vir mekaar dat dit dis 'n groot deal, nê? Ja. Eintlik die hele opstanding ding, maar ek dink daar's 'n verskil of wat dink jy oor die verskil tussen mense wat leef soos gelowiges? Hoe lyk dit? Iemand wat leef soos 'n Christen en iemand wat net sê, "Hey, ek glo in Jesus en ek glo hy het opgestaan en gesterf." Ek dink iemand wat leef soos wat Christus wil hê hulle moet leef, spandeer tyd in die woord. Ek dink jy maak dan mental notes van hoe Christus geleef het en ook die raad van al die profete, die disippels ensovoorts en dan gaan implement jy dit in jou lewe. Waar iemand wat net so sê, ja, ek's 'n Christen en ek glo in Jesus, is soos hulle glo seker maar dat hulle ook geliefd is en dat Christus tog vir hulle sonde gesterf het, maar ek dink nie hulle verstaan die belangrikheid daarvan nie. En verstaan die belangrikheid van hoe om jouself in te leef in Christus en hoe om 'n actual verhouding te bou nie. Ja, maar ek dink die challenge vir ons as gelowiges is baie keer dat ons meer oordelend na mense kyk. Ons kyk na mense en sê, "Jesus, maar ek kan sien jou jy's 'n kind van die Here en ek kan sien jy leef hier 'n ongelooflike close verhouding." En dan neem ons half afstand van die mense wat ons nie noodwendig so sien leef nie. En tog sê Jesus vir ons, "Gaan na al die nasies toe, maak van hulle my disippels." Ja. Die laaste opdrag tipe ding. Net so laasens, jy was op 'n uitreik gewees in Suidoos-Asië en jy het dit baie geniet. Ja. Iets van geloof leef en moeilik maklik in die buiteland, moeilik maklik in die buitewêreld en want ek dink ons is redelik beskermd in die wêreld. Ja, baie. Ja, daarso ons kon nie as ons gebid het saam met die moslems, dan jy maak nie jou oë toe nie. Sure. Jy sit nie jou hande bymekaar Sure. nie. Jy sit jou palms op Sure. na die dak. Sure. En dan sê jy nie jy mag nie glad nie Jesus sê nie. Jy sê net heeltyd God. Okay, wow. Want daai's die punt waar ons kan connect met hulle, is ons stem saam oor daar's 'n God. Sure. Jy moet net nie sê Jesus nie. Ja, jy mag nie die profeet Ja. aanbid nie, maar jy mag Ja. sê hy's daar. Ja, ja. He's there, but we're not praying. Ja. to him. Ja, so en dit is maar daar's ook iets moois daaraan nê. En ek dink dit gaan oor die liefde komponent. Ons wil nie nou induik in die Muslim in die Islamic cultures en die goed in nie, maar dit is tog ook in hierdie tyd is dit ook hulle feestyd. Ja. En hulle vier ook in hulle maniere fees en ek dink ons is ook geroep om mekaar lief te hê. Ongeag, nê. Ja. So dankie, jy help my daarmee. Jy help my met dit. Ek sien hier kom nog 'n video iewers waar ons bietjie gesels oor uitreike en O ja, definitief. bietjie gesels oor die verskillende kulture. So baie dankie. Sterkte met jou akademie. Dankie. Dit was lekker. Ek hoop my kar start. Ek hoop ook so.